Hier is ek, Here. Ek behoort aan U. We know that you are here, Father God. We know that you are love. We know that we are loved by you. Dankie, Here, vir hierdie kosbare oomblikke wat ons het, wat ons in worship voor U, dan net dit wat hier in ons hart is, aan U kan kom bekend maak, soos wat ons nou gedoen het, Here. Ons aanbid U daarvoor. Dankie daarvoor, Here. Here, dat die woorde van my mond en die oordenkingen van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. Amen. Ek kan die sitplek neer, dankie. Ek gaan 'n gedeelte saam met u lees daar uit Psalms. En is Psalm 119. Ek dink u weet en besef dat dit die langste Psalm is in die Bybel. Daar is so, nou vir jy sê, 176 versies. So dit gaan ons redelik besig hou in hierdie oggend. Ek hoop nie jy raak aan die slaap terwyl ek dit lees nie. Nee, daar gaan net 'n stukkie wees wat ek kan deel. Die res kan nie in die eie tyd by die huis gaan lees. Jy kan dit gerus gaan lees, want dit is 'n kosbare hoofstuk daar. Maar ek gaan nie van vers 97 af lees tot en met 105. Hoe lief het ek u woord? Dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het. En U is altyd by my. Precious woorde. Ek munt uit bo al my leermeesters, want U verordeninge, U woord, bly by my. Ek het my voete van elke verkeerde pad af gedraai, sodat ek gehoorsaam kan wees aan U woord. Van U bepalings, wat ook die woord is, van U bepalings of die woord, het ek nie afgewyk nie, want U het my dit geleer. Hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in my mond. U bevele gee my insig. Daarom haat ek die verkeerde pad. U woord is die lamp wat vir my die weg wys, die lig op my pad. Tot sover toe uit die onfeilbare woord van die Here. Ons tema vanoggend is ons lamp in donker tye. En net met die lees van daardie paar verse, dink ek het jy al klaar agtergekom wie die lamp is in my en in jou lewe. Dis die woord van God. Dis die woord van God wat ons bystaan wanneer dit moeilik gaan. Daar gaan altyd challenges in ons lewens wees. Ons is in 'n wêreld
waar lewensstorms ons gereeld gaan tref. In party van ons lewens gebeur dit meer gereeld as in ander van ons lewens, maar dis daar. Ons spring dit nie vry nie. En nou gaan ek 'n belangrike ding sê. En meeste van ons gaan sê, oog, jy moet gaan in jou skoene insak. Want wanneer hierdie swaar tye aanbreek, wat doen ons? Dit is hoekom die memorisering van die woord van God van die uiterste belang is in elke kind van God se lewens. Ek hoef nie soos die dominee elke teksvers presies soos wat hy in die woord staan te herhaal nie en sê dit is waar dit geskrywe is nie. Want ek gaan dit nie reg kry nie. Maar wat ek wel moet doen is ek moet weet dat in die woord staan daar jy hoef nie besorg te wees nie. Jy hoef nie besorg te wees oor niks nie, sê die woord. Hy sê maar in alles kom na my toe. En deur gebed en smeking kan jy dit voor my bekend maak. As jy daai vers as ek hom nou vir jy lees, dan gaan jy sien, dit is nie wat ek nou net gesê het nie. Want die woord sê om anders. Maar dit is wat die Gees by my nou opgeroep het. Terwyl ek vir julle hier staan en met julle wil praat, want ek weet ek het dit raak gelees. Die woord van God is ons lamp in donker tye. Trouwens om die woord te memoriseer, my boetie en my sussie, is die mees belangrikste element in 'n kind van God se lewe, want dit dra by tot geestelike groei en dit gee vir ons oorwinning oor verkeerde gedagtes. Dis hoekom ons lees daar in Hebreërs 4 vers 12. Die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. En wanneer ek en jy ons gedagtes gaan vul met die woord van God, dan kom alle dinge onder die soeklig. Dit beoordeel dan ook die voornemens van my hart. Dit wat hier in my hart aangaan. Dit leer my hoe om te lewe. Dit leer vir my en vir jou wat om te glo. Hoor 'n bietjie wat het koning Dawid gesê, hierdie psalm wat ons gelees het, 119. Hy sê, ek het u woord in my hart gebere, sodat ek nie teen u sou sondig nie. Was Dawid iemand sonder sonde? Ek hoor niks. Nee! Maar hy sê, ek het die woord in my hart gebere, sodat ek nie teen u sou sondig nie. Dit sê nie dat ek nooit teen u gesondig het nie. Jy sien, die woord van God is die gelowige kind, vir my en vir jou wat vanoggend hier sit, die enigste wapen teen sonde, en wanneer dit in ons hart bewaar word, wanneer ek gaan en ek lees daar die spesifieke teksvers oor en oor, ek memoriseer dit, sodat ek dit kan probeer onthou, dan sal dit ons bestem vir die goeie werke wat God vir my en vir jou bepaal het. Dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het die woord van God gebruik om Satan se aanvalle af te weer. Ek en jy moet presies dieselfde doen.
En ek gaan dit net regkry as ek die woord van God begin memoriseer. Dan kan ek ook soos Jesus sê, daar staan geskrywe. En in daardie gedeelte Matteus 4, toe Jesus daar in die woestyn vir 40 dae en 40 nagte, toe hy daar was, hy het nie voedsel gehad nie, hy het nie kos gehad nie, Satan het hom uitgecheck, en hy kom by Jesus. Hy sê hom, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe wat hier is, om brode te word. Wat het Jesus vir hom geantwoord? Daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. En nou Jesus sê, 'n baie belangrike ding vir Satan. Hy sê, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan, elke woord wat deur die mond van God uitgaan, jy hou dit in my hand. Dis die woord. God het dit gegee vir mense, en hulle het kom opteken, dis geïnspireer deur die Gees van God. En wanneer ek dan hierdie teksverse wat vir my uitstaan, in my omstandigheid, wat ek raak lees in die woord van God, en ek lees hom oor en oor en oor, dan moet ek memoriseer dit, dan gaan dit vir my en vir jou help, om daardie waarhede wat ons so memoriseer, te herroep, en dit effektief te kan gebruik, wanneer dit nodig is, in my omstandigheid wat ek in verkeer. Dan kan ek ook sê, daar staan geskrywe, U sal my nooit begewe en verlaat nie. Maar as ek dit nie weet, dit staan in die woord nie, gaan ek dit nie kan sê nie. So ek spreek daai lewe, want die woord is lewe. Ek spreek daai lewe, dit kom uit my mond uit. En die bose magte, dit wat ons nie kan sien nie, hoor dit. Want dit beteken ek onderwerp my aan dit wat God vir my in sy woord sê. En dan sê sy woord in Jakobus vir ons, en die duiwel sal van jou wegvlug. Hy sal jou los, want hy sien, hy gaan nie raak kom nie. Daar in Matteus 7 as jy die bergrede gaan lees, dan is daai baie bekende woorde van Jesus, wat opgeteken is in die woord, waar hy praat oor die verstandige mens en die dwaas. En in daardie gedeelte sê Jesus, en ek wil dit aanhaal, dat ons kan verstaan, hy sê, elkeen wat na my woorde luister, en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Nou sê Jesus 'n belangrike ding, hy sê as daai reën opkom, dit val en die vloedwaters kom af, soos die oorstromings wat ons daar in Natal het, Kreerwold en daai areas, daai vloedwaters kom af, en die stormwinde staan op teen daardie huis, dan sal die huis nie in mekaar stort nie. Hoekom? Want ek hou vas aan die kosbare woord, dankie my sussie, die woord van God. Ek staan op dit. Dis die rots waarop ek staan. Ek staan op Jesus, dis die woord. Want die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was God. So dit is Jesus, die woord is Jesus. So ek staan op die rots. En hy sê, die man wat sy huis op die rots gebou het, dit sal nie in mekaar dan stort nie. Maar dan sê Jesus ook 'n belangrike ding. Hy sê, elkeen wat na my woorde luister en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas. Iemand wat sy huis op die sand gebou het. En ons almal wat hier sit weet, jy kan nie daar na die beach toe gaan, geen fondasie het nie, jy bou daar op die sand. Jy pak die baksteen net, jy sit jou daar jou mengsel tussen die steen en jy bou. Hy gaan omval.
Daar hoef jy so baie sterk wind te kom nie. En dis hoekom Jesus sê, wanneer die storms na daai huis toe kom, die vloedwaters kom af, gaan daai huis in mekaar stort. Daai huis gaan verwoes word. Wat is die? Dis die tempel, is die huis van God. Hy woon in hierdie huis. Dit is hoekom Jesus sê, ons moet die woord vat en ek moet 'n verstandige ene wees wat volgens daai woord gaan. Ek moet hoor wat sê die woord, maar ek moet nie net hoor nie, ek moet doen wat die woord sê, sodat my huis kan bly wanneer hierdie aanvalle kom. Hierdie moeilike dinge na my kant toe, die storms in die lewe, dan sal my huis staan, dit gaan nie in mekaar stort nie. Geliefdes in Christus, dit is hoekom om tyd in God se woord deur te bring, is nooit 'n mors van tyd nie. Inteendeel, dit is iets wat ons elke dag nodiger het, as die suurstof wat ons inasem, of die kos, die voedsel wat ons eet. Ons het dit meer nodig. Daai was net die inleiding, nou kom ons by die preek. Ons gaan na 'n paar redes kyk. Hoekom ek elke dag tyd moet spandeer aan God se woord. Daar's 'n redelike klomp. Maar ons gaan net by 2 vertoef vandag. Ons sal by 'n ander geleentheid na die ander kyk. Die eerste rede hoekom die memorisering, die oor en oor lees van die woord, van daardie spesifieke teksvers, belangrik is. Die laas jaar het hy gepraat oor geloof. Baie lang terug. Dit het 'n gedeelte aangehaal in die woord van God wat sê, ek het aan elkeen van julle, dis Jesus wat het gesê, 'n tikkie van geloof gegee. Kan julle dit onthou? Nou God gebruik dit, die woord van God, om daai tikkie van geloof wat hy in ons harte ingeplaas het, wakker te maak en dit te versterk. So of jy alreeds 'n kind van God is of nie, jy het daai tikkie van geloof. God het niemand oorgeslaan. Hy sê, ek het dit vir elkeen gegee. As ek die woord reg lees, sê hy nie elkeen wat 'n kind van God is nie. So die ongelowige en die gelowige het 'n tikkie van geloof gekry. Maar wat doen ek met daai geloof? In Romeine 10:17 sê die woord van God vir ons, geloof is uit die gehoor, en gehoor is deur die woord van God. Deur die aanhoor van die woord, word die tikkie geloof wat hier binne in ons is, opgewek. En die Heilige Gees, wat nog nie deel is van jou nie, want jy ontvang hom eers van wedergeboorte. Die Heilige Gees wat deel is van almal se lewens. Jy het nog nie, laat ek dit so stel, anders maak ek julle deur mekaar. Die Heilige Gees wat nog nie in jou wedergebore is nie, want Jesus sê ons moet weergebore word. Die Heilige Gees is oral. Hy kom openbaar vir Jesus aan ons, dit wat hy van die Here ontvang, dit wat hy in die woord kry, wat Jesus is, sodat ons in dit sy woord kan glo, sodat ek en jy gered kan word. Johannes 16:14. Die Heilige Gees sal my verheerlik, dis Jesus wat daai woorde gebruik, omdat hy dit wat hy van my ontvang, wat hy van Jesus ontvang, aan julle bekend sal maak. Ek is nog nie wedergebore nie.
Maar die Heilige Gees kom maak het bekend aan my, want ek vat die woord. Die geïnspireerde woord van God en ek lees hom. En deur die lees van hierdie woord, gee ons die Heilige Gees geleentheid om dit wat hy by Jesus ontvang het, aan my en aan jou oor te dra. So wanneer ek die woord lees, gebruik die Heilige Gees die woord vir Jesus om vir hom en die Hemelse Vader te verheerlik. Wat sê Jesus in Romeine 10? Mense kan net glo as hulle die boodskap gehoor het. Ek verander nie die woord nie, maar ek wil daarin sit of gelees het. Want wanneer jy die woord lees, wanneer jy die woord hoor, dis al wanneer jy kan glo. Dis die boodskap, dis die blye boodskap, dis die goeie nuus. Wat is hierdie boodskap? Dis die boodskap oor Christus. Dis hoe eenvoudig dit is, dis die boodskap oor Christus. Dis hoekom ek 2 sondae terug of dalk langer gepraat het oor genade en in Efesiërs 2:8 met hulle sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Ek en jy kan nie werk daarvoor nie. Deur net te gaan en ek vat die woord en ek glo dit. Ek glo dat dit wat ek hier lees, dat U aan die kruishout vir my gesterf het, vir my sonde, dat U opgestaan het op die 3de dag, dat U opgevaar het na die hemel. Deur dit te glo wat die Heilige Gees kom, oortuig ons van dit wat ons in die woord van God lees. En as ek dit glo, dan word ek gered. Nie voor dit nie. Die tweede rede waarom die woord daagliks bepeins moet word. God gebruik dit sodat ons deur redding die Heilige Gees kan ontvang. Die Heilige Gees het ons nou klaar kom oortuig deur die woord van God, waarin ek glo, die tikkie van geloof wat in my is, het hy kom wakker maak. Die geloof wat God vir my en vir jou gegee het, sodat ons in hom kan glo, en ek glo dit, nou ontvang ek die Heilige Gees. En van daai oomblik af kan die Heilige Gees in my en jou begin werk, sodat ons die teenwoordigheid en die krag van God kan begin ervaar. Nee, my Boeta Wollie. Vandaar, jy kan dit ervaar, soos wat jy dan ook gedoen het. Pragtige getuienis wat jy gegee het. Prys die Here. Loof hom vir dit wat hy kom doen in ons lewens. Want nou gaan ons daardie krag begin ervaar en sy teenwoordigheid in my en in jou lewe. Ons gaan dit beleef. Wat is die Griekse woord vir die Heilige Gees? Parakletos. Vind dit nie amper? Nou hier is nou my eie woorde. Dis nie wat die woord van God sê nie, maar parakletos, klink dit nie soos iets wat sê, ek trek iets aan nie, parakleet, dis 'n kleed wat ek aantrek nie. Die Heilige Gees raak deel van my. Dis nou maar net myne, is my stupid way van dink, parakletos, ek het hom gekry. Hy is deel van my lewe. Maar wat beteken parakletos? Hy is my helper. Hy is my trooster. Hy is my raadgewer. Hy is my ondersteuner. Hy wys vir my die pad waarop ek moet stap. Hy dra vir my. Dit is hoekom dit so krities belangrik is
dat by wedergeboorte, wanneer ek die Gees ontvang het, dat ek my hele lewe oorgee, sodat die Gees van God my lewe kan beheer. Ons lees dit ook in Efesiërs 5, wat hy dit vir ons sê. Hoekom moet ek my lewe oorgee, sodat die Gees dit kan beheer? Want die Heilige Gees is daar, en hy besluit vir my, hy dink vir my. Hy sê vir my wat ek moet doen. Hy wys my wat reg is. Hy wys vir my wat verkeerd is. Daaroor lees ons in Galasiërs 5, wat Paulus vir ons sê, ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons lewenstyl bepaal. Die Heilige Gees kom verander my en jou lewe. Dit kom verander hoe ek en jy praat. Dit verander ons handel en wandel. Want ek het oorgegee. Gaan ek dit altyd reg kry? Nee. Maar die Gees vat met ons, hy is geduldig. Hy stap met ons die pad. En wanneer die Heilige Gees deel word van ons lewens, dan gaan hy 'n beduidende invloed op ons lewens hê. Hy gaan beheer hê oor my en jou lewe. Maar om vervul te wees met die Gees van God, beteken nie dat al my probleme eensklaps nou net gaan verdwyn. Nee, glad nie. Dit beteken dat ek en jy nou God se teenwoordigheid en krag sal ervaar in ons wandel, in ons moeilike tye, in daardie storm wat ek verkeer, sal ek ervaar dat hy met my stap, dat hy met my is. Hy gee vir die instaatstellende krag om in hierdie moeilike tyd aan te kan gaan. Want ek gaan val, ek gaan omval. Ek gaan wees soos wat Dawid ook skryf, soos 'n mirasie wat omgestoot is. En 'n mirasie wat omgestoot beteken, hierdie mure is plat. Dis hoe ons lewens gaan wees. Maar die Gees van God, sy teenwoordigheid in my en jou lewe, dra vir ons deur daardie moeilike tye. Galasiërs 3 vers 5. Nou, Boeta, dis wat ek met jou net nou gedeel het. God wat julle met sy Gees vervul het, en wat groot wonders onder julle doen. Dit wat hy kom doen het vir my Boeta daar. Dit wat die Here ook vir my kom doen het. U weet hoe lank ek al wag om 'n oordentlike baie te kry, om saam met julle te kan ry. Ek gaan God nie aanjaag nie. Die eer, ek en my Boeta gaan miskien na die diens, na baie kyk. Die Here het my kom seën. Ek moet geduldig wag. Hy antwoord my. Ek is sy kind. Ek het kopers gekry vir 2 van my bikes. 1980 model. Nou nie, is het 2000 en wat soort weet 2006, wat ook al. So nou het ons kontant, ons kan gaan kyk na fietsen, ons kan gaan kyk na dit. Navi wil daar sit, sy wil so graag hy weer oorgooi, maar jy net hy training voel. Sy wil weer daai voel, dis ek haar soet in die kap, dan weet sy, nou moet ek lê. Maar nou gaat oom in die oor draai. Hoe lekker is dit? God wat julle met sy Gees vervul, en wat groot wonders onder julle doen. Hy doen hierdie dinge nie omdat julle die wet gehoorsaam nie. Nee, hy doen hierdie dinge onder julle omdat julle die woord glo. En daardie stukkie wat ou Wollie gepost het ook
van die Onse Vader gebed, die heel laaste punt. Hy sê, dit wat hy geskryf het oor die Onse Vader, gaan nie plaasvind, as ek nie kinderlik glo nie. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, en U het hierdie woord gegee, en ons praat oor dit, net om kinderlik te glo, aan U vas te hou, en te weet, U is lief vir ons. Hier Galasiërs 3 kom herinner Paulus vir ons, vir elke gelowige, dat ons die Gees van God nie ontvang het deur hierdie wet te gehoorsaam nie, maar deur dit te glo. Die Heilige Gees kom woon binne in my en jou, sodat ek dit wat ek lees daar, op dit kan staan, dit aanneem en dit te kan glo. Ek het dit net al vir julle gesê, maar jy kan gelees dit verstaan aan Romeine. God het sy Gees gestuur om in ons te werk, terwyl ons nog sondaars is. Nog voordat ek by hom uitgekom het, werk die Gees van God alreeds binne in my en jou. Nog voordat ek my lewe vir hom gee, nog voordat ek sê, Here, ek glo dat U opstaan het uit die dood. U is die Christus wat gesterf vir my. Nog voor dit kom werk hy in ons harte. Nog voordat ek en jy besef het, ons het 'n verlosser nodig, kom werk hy alreeds hier in ons harte. Dis die Vader wat ons aanbid. Dis die omgee hart wat ons hemelse Vader dan het. En so kom die Heilige Gees, en terwyl ons vanoggend hier praat met mekaar, om te glo dit wat ons hoor. En wanneer ons tot geloof kom, dan kom woon hy in ons harte op antwoord deur ons geloof in hom. Dan kom woon hy in ons harte. En ek sê agter my les nog, ek wonder, maar ek vra die vraag, Here, is dit dan moontlik om meer van die Gees, van U Gees in my lewe te kan hê? Of is dit net so 'n bietjie, want sou 'n mens kyk na wat om mens aangaan, dan kom jy agter, maar die Here is goed. Maar hoe kry ek meer van sy Gees in my, meer van hom in my? En ek dink toe ek hierdie vraag vra, toe smaal die Here. Regtig, eerlik, ek kan dit sien, ek wil hom nie verklein nie, maar dink toe sit ons hemelse Vader en hy smaal. Toe daai vraag vir hom vra. Hy sê, Matthys, wat jy moet doen? Jy moet meer van dit kry. Jy moet meer van my woord kry. Want as ek meer van sy woord kry, dan kan ek meer glo, want dit is meer dinge wat ek aan kan glo. Wat God vir my kom sê, dis wie hy is. En hoe meer ek van sy woord kry, hoe meer gaan sy Gees my kom vul. Dit is hoekom ek die woord hardop lees. Maar ek antwoord daarom nog nie myself soos my vrou nie. Nee, dit is net 'n grapie, sy doen dit ook nie hoor. Maar ja, ek lees die woord hardop. Ek aanvaar dat God se beloftes wat hy vir my gee, dat dit die waarheid is. Ek glo dit. Dit is wat in sy woord staan. As dit daar staan, dan is dit so. Nou ek het die hele Psalm 119 weer gelees.
al 176 verse. Hoor bietjie wat lees ek raak. Koning Dawid sê vir ons daar, hy sê, ek het u woord diep in my hart weggebêre. Paulus sê vir ons amper presies dieselfde ding daar in Kolossense 3. Hy sê, laat die woord van God ryklik in julle woon, in alle wysheid. Jy sien, wanneer ons die woord van God vat, ons lees dit, ons oordink dit, ons bepeins dit, dan gaan dit in ons hart gebêre word. Want Here, ek gee myself as 'n lewende offer vir U. Dan gaan daai woord mos hier in my hart weggebêre word, soos wat koning Dawid vir ons skryf. Wat bedoel ek? Wat ek bedoel is dit, Galasiërs 5:16. Laat julle lewe, en laat ek my naam insit, tuis, laat jou lewe deur die Gees van God beheer word. Dan sal jy tuis nooit swig voor die begeertes van jou sondige natuur nie. Dankie Here. Dankie vir die woord. Dankie dat die woord daai lamp is in 'n tyd wanneer dit donker is. Dat hy skyn in my lewe. Jy sien man, om vol van God se woord te wees, beteken ek is gevul met die Gees van God. Ek het dit vir u net nou gesê. Nou kan die Heilige Gees deur die herhaling, die oor en oor lees, kan die Heilige Gees kom, en hy kan nie op die vleestafels van ons hart, kan hy dit kom skrywe, nie moet ink nie. Die Gees van God kan dit op ons vleestafels van ons hart kom skryf, sodat ons dit kan glo. En dan, daardeur sal Jesus verheerlik word. En elke keer wanneer ons die woord van God hoor, die woord oor Jesus, is dit die Gees wat vir my en vir jou kom help om dit te glo. En wanneer ek en jy in geloof daarop reageer, sal ons krag ontvang. En ek en jy sal van hom kan getuig. En dit is presies wat Wolly vanoggend kom doen het. Die vrug van die lippe, ons kry dit in die woord. Die vrug van die lippe kan bely, hy is die Christus. Hy het hier gestaan en sê, dit is hoe goed die Here vir my was. Dit is hoe die Here vir my kom seën het. Want dit is deel van sy lewe. Hy het homself oorgegee en sê, hier is ek. So as ons dus meer van die krag van God se Gees in ons lewens wil hê, dan moet ek en jy meer tyd spandeer aan God se woord. Jy sien, maar die Heilige Gees kom in onderrig vir my en vir jou, net oor die waarheid. Dis net die waarheid. Dis die waarheid wat vir my en jou vry maak. Hy leer vir my deur hierdie waarheid, dat ek die regte leefwyse gaan aankweek. Hy is my helper. Hy is my guide. Hy is my advokaat. Hy is my kompas in die lewe. Hy het my stuurstang in sy hand. En in hierdie swakheid van my as mens, kom die Heilige Gees en hy kom staan vir my by, hy kom help vir my. Want ek weet nie altyd hoe ek moet dit nie. Maar in Romeine 8 lees ek, daar staan geskrywe in Romeine 8, die Gees van God tree self in vir ons met versigtinge wat nie verwoord kan word nie.
Johannes sê Jesus vir ons, dit is die Gees wat lewe gee. Die woorde wat ek tot julle spreek, daai woord van God, is Gees en lewe. Dis wat Jesus sê. So dit wat ons tot en met dusver gehoor het, dis wat Jesus sê, dit is wat dit is. Ek gaan klaar maak. Maar ongelukkig val ons so maklik vir die leuen, hierdie ou wat hier voor julle staan, vir die leuen wat wêreldse dinge vir my aanbied. En eintlik verdoof dit wat in die wêreld aangaan, die woord van God, en so dwaal ek dan weg van die Here af. Dit is so maklik soos dit. Waar kry jy dit, pastoor? Dis wat God se woord sê. Markus 4 vers 19. Hoor wat sê hy? En die sorge van die wêreld en die probleme van die lewe verstik die woord en dit bly sonder vrug. Met ander woorde, daar's nie vrug in my lewe nie. Van die wêreldse dinge, die sorge van die wêreld kom verstik dit, kom druk dit vas. Maar in Johannes 8 lees ek, wie vir Jesus volg, wie Jesus volg, die ouke, ek swaai dit nie, wie Jesus volg, sal beslis nie in die duisternis lewe nie, maar sal die lig van die lewe hê. En die Here gebruik sy woord om antwoorde wat hier in hierdie mens is, te kom antwoord. Maar ek wil vandag klaarmaak met Spreuke 4:20. Kind van God, met wie praat die woord hier? Met ons almal, met jou wat hier sit, met my. Hy sê, kind van God, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Wat beteken ek moet dit gedurig lees? Bewaar hulle binne in jou hart. Ek het u woord diep in my hart weggeberg, het koning Dawid gesê. Geliefde in Christus, dis wat God vir ons kom sê. Maar ek gaan toe en ek sê, luister, wat beteken dit? Ek het so HAT, die hart. Julle ken hom, ek sien hoe die manne tikkie so, dis so dik woordeboek, is net so groot een. Ek pak hom oop, nou gelukkig ken ek nog, ek weet nie of hulle dit deesdae mee leer nie, maar ek het die alfabet geleer, so ek weet waar is L, en ek kom maar by L, en ek kry luister. Maar ek wil sien, wat sê die Here vir my? Hy sê, kind van God, luister na wat ek sê. Ok? Ek gaan check. Wat sê daai verklarende woordeboek vir ons? Hoor bietjie hierso. En dis wat God se woord sê. Hy sê, dit luister beteken om aandagtig met die ore waar te neem, om te hoor en dit in te neem, om te doen wat vir jou gesê is. Jy sien, om te luister, beteken dit ek en jy gee aandag aan iets. En om aandag te gee, wat is daai iets? Dis die woord. Om aandag te gee aan die woord, beteken meer as om dit net te lees. Want ek het vir julle gesê, wat beteken luister in die woordeboek? Soos meer as om net te lees. Ons moet dit aanneem
en in ons hart bewaar. Want hy sê om te hoor en dit in te neem. So dis meer as om net te hoor, daai luister, wat God sê, kind van God luister, is meer om net te hoor. Dis dieper as dit. Dit beteken, ek moet sy woord vat, ek moet dit aanhou lees, ek moet dit bestudeer, ek moet daaroor mediteer, en ek moet 'n dader word van dit, wat God vir my in sy beloftes gee. Dit is hoekom die woord sê, in hierdie skrif sê, bære dit in jou hart. Dit is hoekom koning Dawid dan ook gesê, ek het die woord diep in my hart ingebære. Daar is net een manier, my broer en sussie, om dit in die hart te bære. En dit is om dit oor en oor te lees, om dit te memoriseer, en om dit te gebruik, wanneer die omstandighede dit gaan bepaal. Here, dankie dat ons weet, dat U in die woord vir ons hier sê vanoggend, dat die woord 'n lig is vir my pad waarop ek staan, en 'n lamp vir my voet. En dan gaan ek nie teen my klip vasloop nie. Ek gaan nie my toonstand laat my naal so oorbuig nie. Julle ken daai ene, die eienaar. Die eienaar wat die lewe vir my en vir jou kom gee. God gaan dit probeer verhoed. Maar God gaan in daai eienaar, wil hy sê hy staan met ons, want ek bære sy woord na my weer in my hart. Ek luister na wat hy sê. Ek lees gedurig deur dit, laat nie uit my oë wyk nie, en ek bewaar dit hier binne in my hart. Maar God sy woord vandag kom seën. Ons sal kyk na die ander redes by 'n volgende geleentheid. Aba Vader, Here, kosbaar is dit om net voor U te kan sit, en dat ons hierdie tydjie kon gebruik dat U, en ek vertrou Vader, dat ons almal verstaan het wat U wil hê ons moet weet in hierdie oggend. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons weet, dat ons mooi moet luister na wat U vir ons sê. Dat ons ore moet neig na die woord. Dat ons dit nie uit ons oë moet laat uitgaan nie, dat ons dit gedurig moet lees, Here. Maar die belangrikste is dat U dit deur die Gees van God hier in ons harte kan kom vasmaak, sodat U verheerlik kan word deur elkeen se lewens wat vanoggend hier sit. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan jou vrede gee. Amen. Waar is hy?